Goeiedag vriende, familie, vriende, vyande. Die naweek is verby, al die rugby is verby. Die groot opgewondenheid oor die rugby op die Sabbat en die groot geld maak en die groot bywoning op die paviljoene. En dan wonder ek, goeiedag vriende, familie, vriende. As ek gaan kyk na koning Dawid, hier in Namibië het hulle so 'n kerkkampie wat hulle mense en manne uitnooi, so 'n mannekamp, jy weet, en dan leer hulle mos nou die manne hoe om sy vrou lief te hê en hoe om sy gesin te versorg en hoe om sy gesin eerste te stel en so aan. En dan het hulle so 'n kampie hier wat hulle roep Camp David. Daar gaan leer die kerk die manne om meer soos koning Dawid te wees. Nou, ek het die kamp nog nie bygewoon nie. Ek dink nie, ek stel belang om by te woon nie. Want jy sien, die Sabbat word nog steeds ontheilig op Camp David. Die manne word nog steeds geleer om hulle gesinne en hulle kinders en hulle naaste meer lief te hê as die Almagtige. Hulle word geleer op Camp David om die regte hart te hê soos wat koning Dawid gehad het. Jy sien wat die fokus in ons lewe vandag, in ons volk se lewe, lê glad nie meer by die gehoorsaamheid aan die Almagtige nie. As ons 'n hart wil hê soos wat koning Dawid gehad het, dan moet ons 'n bietjie tog seker gaan lees oor wat koning Dawid te sê gehad het in sy psalms. Koning Dawid was seker die hoogste mens aangestel deur die Vader, sover ek die Bybel verstaan. Hy was die hoogste geplaas van al die mense in die geskiedenis van die mensdom. Hy was 'n man so na die Vader se hart. Nou ons hoor dit tog ook seker baie keer rondom ons wat iemand sê, weet jy, daai kind is 'n kind so na my hart. Dit beteken koning Dawid se hart was baie naby aan die hart van die Vader. Koning Dawid het in sy lewe die gebooie, die verordeninge en die insettinge van die Almagtige heel eerste en bo alles gestel. Nou vandag het die breë stroom Christendom daar aan die buitekant, die breë weg, die kerke, die dominees, die pastore, die priesters, vertel vandag dat dit nie meer nodig is om die gebooie van die Almagtige te gehoorsaam of te onderhou nie. Hulle maak dit self af asof dit 'n sonde is om die gebooie van die Almagtige te probeer onderhou. Hulle maak dit af as jy spot met ons verlosser as jy probeer om die gebooie te onderhou. Jy verwerp sy dood as jy probeer om die gebooie te onderhou. Dan vra ek myself, die groepie mense wat nou na die verhoor van ons verlosser, van Yeshua, daar buitekant gestaan het toe hulle hom hier by hierdie verhoor uitbring, by hierdie verhoorsaal. En hierdie skare, hierdie mense word gevra, wat moet ons met hom doen? Hier's Barnabas en hier staan die koning. Hy sê hy is die koning van die volk Israel. Wat moet ons met hom doen? Toe skree die skare eendragtig, maak hom dood, vermoor hom, want hy wil die volk kom leer om aan die gebooie van sy Vader gehoorsaam te wees. Jy sien, die skare wat hier buite gestaan het, was nie gehoorsaam aan die gebooie van die Vader nie, dit was die ongehoorsaames. Dit was die skrifgeleerdes, die dominees, die pastore, die priesters en hulle volgelinge het hier gestaan. Dit het 2000 jaar terug gebeur. Dit gaan vandag weer gebeur. As ons Messias vandag terugkom aarde toe, dan gaan hulle môreoggend verseker weer vermoor. Want jy sien, hy kom leer teen dit wat die wêreld en die kerke en die Christendom die wêreld probeer leer. As ons gaan kyk na psalms, koning Dawid, kyk koning Dawid, jy kan gerus Psalm 119 gaan lees, dis 'n baie lang psalm, maar dan gaan jy verstaan dat koning Dawid sy sukses, koning Dawid se geloof, koning Dawid se hoop en koning Dawid se liefde was net vir die gebooie, die insettinge en die verordeninge van die Almagtige. En Paulus sê dit tog in sy briewe. Nadat ons dan nou gehoorsaam geword het, bly geloof en hoop oor. Jy kan tog nie aan die Vader gehoorsaamheid wees as jy hom nie lief het nie. En dis die leuen waarmee die Christendom, die breëweg Christendom aan die buitekant die mense probeer vang en leer en sê dat die gebooie van die Almagtige nie meer nodig is nie en dat die gebooie jy ook nie in die koninkryk van die Vader kan inbring nie. Nou dis die grootste leuen, seker wat die kerk en die dominee en die priester en die pastoor
En ons mede-volksgenote vir ons probeer wys maak dat dit 'n sonde is om die gebooie te probeer bou. My Messias het aan die jong rykman gesê, toe hy na hom toe kom hardloop en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan ingaan? Toe Yeshua aan hom net een antwoord, jy ken die gebooie. As jy die lewe wil ingaan, onderhou my gebooie. Yeshua sê, ek het geen gebod kom spreek nie, behalwe die gebod wat my Vader my gegee het om te spreek, en so spreek ek. Hy het niks uit sy eie uitkom leer. Dan gaan ek vinnig terug, dan kyk ons Psalm 78 vers 7. Hulle wat hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Hoe bewaar 'n mens gebooie? Jy bewaar dit met jou lewe. Hoe bewaar ek my huis? Ek bewaar my huis met my lewe. As jy die gebooie van die Almagtige nie met jou lewe kan bewaar nie, en bereid is om jou lewe op die spel te sit, soos wat ons verlosser Yeshua dit gedoen het, om die gebooie van sy Vader te beskerm, sal jy die koninkryk van die Almagtige nie kan ingaan nie. En dit is hoekom koning Dawid 'n man na die Vader se hart was. Want koning Dawid het die groot liefde vir die Vader en sy gebooie eerste gestel. Koning Dawid het gehoop net op die Vader en die Vader se woord en sy gebooie. Koning Dawid het net geglo in die Vader en die Vader se gebooie en sy insettinge en sy weë. Koning Dawid het geweet, hy het die versekering in sy hart gehad, dat as ek die Vader se gebooie, sy verordeninge, sy insettinge nou geset hou, sal die Vader elke vyand onder my voete werp. Sal die Vader my bewaar wanneer ek in 'n dal van doodskadewee gaan. Sal ek geen gebrek ly nie, want sy stok en sy staf sal my lei. Maar jy sien die buitekant hier in die wêreld hier rondom ons, is daar wolwe in skaapsklere. En wat vir my opvallend is, en ek het vanoggend daaraan gedink, is, ek hoor so baie die mense sê, weet jy, hierdie dominee is so 'n goeie ou. Hy rook nie, hy vloek nie, hy praat altyd in 'n sagte stemtoon, en hy preek so wonderlik. Jy weet, stap die mense by die kerk uit, dan sien ek die tissues en die servette en die sakdoekies kom uit, en hulle vee traantjies af, en hulle blaas die snootjies, die laaste snootjies uit hulle neus uit, na hierdie verskriklike, pragtige, wonderlike, emosionele preek van hierdie dominee. Dan staan ek so hier, so bietjie soos die boy gesê het, ek staan so bietjie lappesaait, en dan kyk ek hierdie besigheid. En dan gemeet ek die dominee aan Deuteronomium. Dan gemeet ek die dominee aan Psalms. Dan gemeet ek die dominee se hart aan die hart van die Vader en die hart van koning Dawid. En dan kom ek agter, die dominee het 'n hart so Saul. Die dominee leer ons volk om harte te hê so Saul. Die dominee probeer ons volk se harte weghou om harte te word, soos wat die Vader wil hê hulle moet wees. Ons word gewaarsku in Psalm 89 vers 32, sê die Vader, ek sal my nageslag vir ewig laat duur, en sy troon soos die dae van die hemel. As sy kinders my wet verlaat, en in my regte nie wandel nie, as hulle my insettinge ontheilig, en my gebooie nie hou nie, dan sal ek hulle oortredinge met die roede besoek, en met pla hulle ongeregtigheid. Kom ons gaan 'n bietjie terug, dan gaan kyk ons, hoe lyk ons land aan die suidpunt van Afrika vandag. Sou u sê dat ons volk het 'n hart van koning Dawid? Sou u sê dat die Vader kan kyk na die boervolk hier in die suidpunt van Afrika en sê, dit is 'n volk so na my hart? Jy sien, daar is redes hoekom die Vader vir koning Dawid so geseën het. Psalm 119 vers 6 sê, dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. 119 vers 10 sê, ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. U dreig die vermetele as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. 119:32, ek sal op die weg van u gebooie wandel, want u verruim my hart. 119:35, laat my tog wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek behaag. 119:47, en ek wil my verlustig in u gebooie, wat ek lief het. Jy sien, hier kom die liefde tot die Vader. Nie liefde tot die medemens, die naaste, die dier, die ongehoorsame, wat die gebooie van die Vader verwerp. Ek gaan nie vir die hele Psalm 119 lees nie. Ek
wil graag hê u moet dit self gaan lees, as dit nie vir u te veel moeite en te veel werk is nie. Maar kyk 'n bietjie, as ons al die psalms van Dawid gaan lees, en u kan deur al die psalms gaan, sal u sien dat koning Dawid, al die psalms is deur koning Dawid geskryf. Al die psalms wat koning Dawid ooit geskryf het koning Dawid dit opgedra aan die Almagtige, omdat koning Dawid se hart 'n hart was soos die hart van die Almagtige. En koning Dawid sou hierdie psalms nooit aan die Vader kon opdra, as koning Dawid aan die Vader ongehoorsaam was, die Vader se gebooie verwerp het, en die Vader se insettinge verwerp het, soos wat ons volk dit vandag doen nie. Psalm 119 vers 2 sê, welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, en hom van ganser harte soek. Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte, dit beteken met my hele hart. En dit is ook die eerste gebod, is dat ons die Vader moet lief hê met ons hele hart, ons hele verstand en ons hele siel. En net koning Dawid wou dit so doen. Ons volk wil dit nog nie so doen nie. 169 sê, vermetelis het my leuns toegedig, maar ek bewaar van ganser harte u bevele. Ek het geroep van ganser harte, verhoor my o Almagtige, ek wil u insettinge bewaar. Doen goed aan die goeies, en aan die wat opreg is in hulle harte. En so kan ons deur die skrif gaan, en so kan ons gaan kyk na al die psalms, veral Psalm 23, wat die Christene en die halfhartiges daar aan die buitekant so vinnig kan opdig op Facebook en op die sosiale media, en sê, moenie worry nie, ek ken nie wat in die wêreld aangaan, die Here is my herder. En sê, die psalm het koning Dawid opgedra aan die Vader, omdat hy 'n man was na die Vader se hart, omdat hy gehoorsaam was aan die Vader, hy die Vader lief gehad bo alles. Hy het gehoop op alles van die Vader, wat die Vader ook gesê het, en hy het geglo dat as hy die Vader gehoorsaam is, sal hy in 'n dal van doodskaduwee kan gaan, en hy sal nie kan onweg vrees nie. Dit is die geloof, hoop en liefde wat die Vader vir ons gesê het, wat ons eerst in ons harte moet kweek. Geloof in dit wat die Vader vir ons geleer het, dat as ons hom gehoorsaam, sal ons die seën van sy hand eet, en nie die vloek van die wêreld nie. Ons moet hom lief hê bo alles, en nie die wêreld bo die Vader nie. En ons moet in sy weë en sy verordeninge en sy gebooie nougeset wandel, en ons moet dit met ons lewe bewaar, wat ons boervolk vandag weier om te doen. Psalm 15 is 'n pragtige psalmpie. Psalm van Dawid. Vader, wie mag vertoef in u tent, en wie mag woon op u heilige berg? Nou, as jy hierdie psalmpie 15 vat, dan kan jy daar na Openbaring toe gaan, 22 vers 14, gaan jy agterkom. Daar word hierdie psalmpie, wil ek amper sê, weer aangehaal, wat sê, wie sal die reg hê op die boom van die lewe om in te gaan in die stad? Hier sê koning Dawid dit. Hy sê, wie mag vertoef in u tent, en wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. Nou, ek sal in die volgende videoetjie sal ek vir u probeer verduidelik wie ons naaste is. Dit is nie almal wat u rondom u sien, die hele reënboognasie nie. Dit is nie ons naaste nie. Yeshua het vir ons in die Nuwe Testament in Matteus mooi verduidelik wie ons naaste is. En hy sê, jou naaste is die wat die gebooie van my Vader lief het en doen. En dit is my naaste, en dit is, wanneer ek van my naaste praat, kan jy maar weet, praat ek van my naaste, as net hulle wat die gebooie van die Vader gehoorsaam, die Sabbat van die Vader heilig, en nou geset in die verordeninge en die insettinge van die Vader wandel. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Almagtige vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. 'n Hart, soos die hart van koning Dawid. Kan u vandag vir my sê dat ons volk se harte is soos die hart van koning Dawid? Kan Vader vandag sê, dit is 'n volk so na my hart? As ek kyk hoe lyk dit in ons land. Psalm 10 vers 5. Sy weë is altyd voorspoedig, hoog daarbo is u gerigte, weg van hom af al sy teestanders, hy blaas op hulle.
Wat gebeur wanneer ons aan die Vader begin gehoorsaam raak? Dan gee die Vader vir ons krag, mag, vrede, voorspoed, beskerming. En dit is wat ons in ons land gehad het, toe ons die Vader nog met ons harte gedien het, en toe ons nog 'n volk was, so na die hart van die Vader. Die Almagtige is koning vir ewig en vir altyd, en die heidene het verbygegaan uit sy land. Ek wil die Here altyd loof, tot sy lof sal altyd deur in my mond wees. U troon, o Vader, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Nou, jy sien, wanneer ons die gebooie en die weë en die wette en die verordeninge van die Vader verwerp, dan is ons nie meer regverdig nie, want sy wet is 'n regverdige wet. Sy wet is ons beskerming. Sy wet is die lamp vir ons voete. Sy wet is geregtigheid. Sy wet is die lewe, die ewige lewe. Yeshua sê dit in die Nuwe Testament. Die gebod wat ek van my Vader ontvang het, is die gebod wat ek gespreek het. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Vader het vir koning Dawid geseën, alhoewel ek wil vir die by sê, voordat ek verder gaan, kyk, koning Dawid was nie 'n engeltjie nie. Koning Dawid het ook foute gemaak, maar weet jy wat het koning Dawid gedoen? Wanneer koning Dawid die gebooie van die Vader oortree, het hy in nederigheid, in sak en as, teruggegaan na die Vader toe. Hy het erken, hy het teen die Vader gesondig, soos die verlore seun, wat ek vir die gister van vertel het. Hy het die Vader gesmeek om vergifnis, en hy het die daad by sy woord gevoeg, en hy het sy lewe begin regmaak en teruggegaan, en weer gewandel in die weë, die verordeninge en die insettinge van die Almagtige. Nou, ek wil nou vandag vir u 'n paar vragies vra, en u moet dit aan jouself antwoord. Ek dink dis waar die groot misleiding lê met ons kerke en die Christendom daar aan die buitekant. Ek kom by baie mense se huise en dit is vir my opvallend, verskriklik opvallend, en as ek die mense daaroor uitvra, dan kom die ou kerk storieetjies weer uit, en dan kom ek agter hierdie mense is so verchristendom of verchristelik, dat hulle glad nie meer belangstel om die Bybel te lees nie. Hulle gaan luister liewer kerk, wat hierdie dominee so pragtig preek, om ons weg te hou van die gebooie van die Almagtige af. Glo u geloof, is u geloof so sterk, dat u weet in u hart, dat wanneer u die gebooie van die Vader gehoorsaam, wanneer u nauwgezet in sy weë en sy verordeninge wandel, dat u eendag die koninkryk van die Almagtige sal beerwe. Hoop u, en dis waar die woordjie hoop vandaan kom, en gaan lees maar van Paulus, het ons nie 'n hoop, dat indien ons aan die Vader gehoorsaam is, sy gebooie onderhou, in sy insettinge wandel, dat ons die koninkryk van die Almagtige sal ingaan nie? Is dit nie die hoop wat ons in ons harte koester vandag nie? Die liefde. Het ons volk nog die liefde vir die Vader se gebooie, vir die Vader se insettinge, en vir die Vader se verordeninge? Geloof, hoop en liefde is die belangrikste in enige volk en in enige mens se hart. Maar as jy die geloof in die Vader se verordeninge en gebooie verloor het, as jy die hoop verloor het in sy gebooie en verordeninge, dat dit jou tot die deur van die koninkryk kan lei, en as jy die liefde vir sy verordeninge, sy gebooie en sy insettinge verloor het, is jy totaal verlore in die wêreld, en sal hierdie Vader, die Skepper, die God van Abraham, Isak en Jakob, nie sy oor draai tot hierdie hulpgroep van hierdie volk wat so uitgebore word. Ons volk het 'n hart van Saul. Ons volk het 'n hart van ongehoorsaamheid. Ons volk het 'n hart van eie geregtigheid. Ons volk het 'n hart van gierigheid. Want jy sien, ons rykdom, ons besittings en ons geld staan hemelhoog tussen hierdie volk en die Almagtige. Ons volk het nie meer 'n hart soos koning Dawid. En ons volk is nie meer die volk na die Vader se hart nie. Gaan lees psalms. Gaan lees die Bybel. Vat die handdoek, slaan die sand en die stof en die goed van die Bybel af. Kry jy gesin by mekaar. Begin die Bybel weer lees en leer. Begin die woord van die Almagtige met die vriende, die familie deel. Spreek dit met hulle. En kom weg
onder die Baalpriesterskap van die Katholieke Christenkerk en haar susterkerke, wat die Vader se gebooie verwerp. Ons volk moet nie 'n Christen hart hê nie. Ons moet 'n hart hê, soos koning Dawid. Mag hierdie volk se harte weer koning Dawid harte word. En mag hulle Christenharte in die naaste astrom gooi en hulle terugkeer om hulle God lief te hê met hulle hele hart, hulle hele siel en hulle hele verstand. Shalom.